Goeiemôre, goeiemiddag of heel waarskynlik goeienaand. In hierdie video gaan ons 'n bietjie kyk na faktorisering alweer en spesifiek na die groepering van wat ook al faktore dieselfde is. So daar is nou al 'n paar tegnieke van faktorisering waarna ons gekyk het. Ek dink ek het gekyk na, as jy nog nie die video's gekyk het nie, gaan kyk hulle. 3 terme, verskil van 2 vierkante en ja, so nou dis dit. Ek gaan nie nou vir tyd 'n video uitmaak of uitbring oor gemeenskaplike faktore wat ook faktorisering is en ook regtig baie belangrik is as jy nou verder wil gaan in wiskunde of vir enig van 'n ander rede belangrik is. Ek weet nie wat 'n ander rede daar is nie. Maar in hierdie video spesifiek gaan ons net kyk na groepering. So ons gaan begin deur net te bespreek wat is groepering, dan so 'n tegniekie wat ek gebruik. Ek trek streepies en ek maak sirkeltjies. Herinner my net streepies en sirkeltjies, soms kan ek dit dalk wielietjies noem. Ek dink nie ek gaan nie, maar net vir ingeval. En dan gaan ons kyk na 'n paar voorbeelde, so 2. So, wat is groepering? Dit is eintlik baie eenvoudig. Die mense wat hierdie goeders benoem het, was nogal slim, big brains. Hulle het die naam van wat jy doen, in die naam gesit. Wat ek daarmee bedoel is, jy gaan letterlik net groepies maak. So, in een of ander vraag, gaan jy sulke ding kry, nee, in graad 9 is dit regtig baie eenvoudig, want hulle gaan dit nie vir jou moeiliker maak as hierdie nie. Is eers in graad 12 wat jy 'n bietjie moet gaan kyk na waar die moontlike groepies kan wees en wat is beter om in 'n groepie te sit en allerhande sulke goeders. Maar in graad 9 kyk jy letterlik net na jou eerste 2 terme. So jy hoort nou al te weet wat 'n term is. A, B is een term. Plus skei die terme. As jy nie weet wat terme is nie, die terme video sal nou op iewers. En dan BC is my tweede term, AD is my derde term en CD is my vierde term. In graad 9, soos ek gesê het, hulle gaan dit nie vir jou moeilik vra nie. So jy kan letterlik net die eerste 2 kies as my eerste term. Hulle gaan dit so maklik vir jou maak, jy sit die eerste 2 in 'n groepie, kyk hulle het B gemeenskaplik, en jy sit die laaste 2 in 'n groepie, kyk hulle het D gemeenskaplik. Nou, jy kon byvoorbeeld A, B die eerste term en A, D die tweede terme in groepie sit, en B, C en C, D, want hulle het ook terme gemeenskaplik, maar vir nou raai ek jou aan, vat jy die eerste 2 en sit hulle in 'n hoekie, hoor my, in 'n hakie. So, die rede, nou ek gaan vir dit verduidelik nie. Niks van hierdie, laat ek net voor ek aangaan, sorry. Niks van hierdie is dieselfde terme nie. So, alhoewel hulle gedinkies in gemeenskap het met mekaar, kan ek niks van hulle by mekaar tel nie. Hulle is ongelyksoortige terme. So, nie gelyksoortige terme. Dit beteken A, B kan nie met B, C plus nie. Ek kan nie nou skielik 2 van hulle, moenie dit doen nie. Ek sien net so baie, dan plus die mense by mekaar, en as ek sê, nee. Om nou met faktorisering kan jy nie vereenvoudig nie. Jy is nie veronderstel om te vereenvoudig. Jy is veronderstel om na hakies toe te beweeg. So, wat jy gaan doen, is soos ek gesê het, jy sit daai eerste 2, jy sit daai eerste 2 in 'n hakie, en jy sit die laaste 2 in 'n hakie. Maak seker die hakies raak teen mekaar nie. Daar moet 'n plus wees tussen die 2 hakies. Anderste het jy tegnies klaar gefaktoriseer, want dan is die hele ding een term, maar dit kan nie so, jy kan nie dit doen nie, want hulle maal nie met mekaar nie. So, daai plus moet daar in die middel wees. Dit is baie, baie belangrik, moenie van hom vergeet nie. Maar, die eerste 2 het ek in 'n hakie gesit, en die laaste 2 het ek in 'n hakie gesit. Nou, hierdie sal nou 'n goeie tyd en plek wees vir my om julle te verwys na die faktorisering deur gemeenskaplike faktore uithaal video wat ek nog nie gemaak het nie. Maar hier in AB plus BC sorry,
Hier in AB plus BC 'n gemeenskaplike term. Nie een van hulle is gemeenskaplike terme nie. Maar hulle het gemeenskaplike faktore. En dit gaan wees B. Sien jy die twee blou? A en C is nie dieselfde nie, maar die twee B's van die twee terme is dieselfde. So ek kan hom gemeenskaplik uithaal. Ek sal nou 'n gemeenskaplike video gemaak. Ek besef nou eintlik hoe belangrik dit is dat julle dit moet verstaan. In elk geval, die volgende hakie het weer AC as nie dieselfde nie, maar die is in hierdie en dieselfde. So jou volgende stap gaan letterlik wees, haal die B uit in die eerste twee hakies, in die eerste hakie, en haal die D uit in die tweede hakie. So, as ek dit doen, kry ek B hakie AC plus D hakie AC. Nou is dit belangrik dat jy moet besef dat my hakies dieselfde is. Dis eintlik waarheen ek werk. Ek werk na 'n punt toe waar my hakies dieselfde is, wat in hierdie geval AC gaan wees. En ek het in die begin van die video gesê ek vir julle daar's 'n streepie sirkeltjie metode wat ek gebruik. Wat jy basies doen is jy onderstreep jou hakies wat dieselfde is. Daai twee hakies is dieselfde, A en C. En dit wat oorbly, so my B en my D sit ek in sirkeltjies. So alles in streepies kom voor. Jy skryf hulle so, AC. En dit wat in sirkeltjies is, sit ek in hulle eie hakie en ek las dit agteraan by. So my gefaktoriseerde weergawe van hierdie boonste term hierbo is A plus C hakie B plus D. So maklik soos as jy hierdie nou op die oomblik nie verstaan nie, ek gaan gou twee voorbeelde doen waarin jy dit hopelik bietjie beter kan verstaan. Ek dink is twee voorbeelde, ek kan nou nie onthou nie. Maar ja, kyk net na die voorbeelde en as jy dit daarna nie verstaan nie, sê vir my, dan doen ek 'n paar oefeninge uit 'n handboek. Dan stuur ek 'n video, laai ek 'n video op van 'n paar oefeninge uit 'n handboek. Voorbeeld 1. Px minus Pi plus Qx minus Qy. Die eerste stap, soos ek gesê het, is die soortgelyke terme. Hulle is nou nie regtig, niks van hulle soortgelyk nie. Dit is eintlik verkeerd ek daai sê. Maar groepeer net eers die eerste twee terme en die laaste twee terme. Eerste twee, laaste twee. Sien jy? Dis wat ek doen. Nou, in die eerste twee het ek vir jou mooi aangedui dat die P's gemeenskaplike faktore is. In die laaste hakies die Q's gemeenskaplike faktore. So, in die eerste hakie haal jy die P's uit. En in die laaste een haal jy die Q's uit. Nou sit ek weer met die streepie wielietjies. Kyk nou, streepie sirkeltjies. So, maak jou streepies, maak jou sirkeltjies, sit die streepies voor en maak die wielietjies, die sirkeltjies aan die einde van die hakie, in hulle eie hakie. So dit wat oorbly in sirkeltjies kom aan die einde. Sien jy dat ek het net 1 x minus y hakie. Dis baie belangrik dat jy dit doen. So sien in hierdie geval is daar 2, maar P en Q het beide van hulle. So P het 'n hakie x minus y en Q het 'n hakie x minus y. So as ek dit uithaal, gemeenskaplik uithaal, is x minus y voor en die P plus die Q bly agter. As ek dit weer uitmaal, imagine jy maal hierdie x met die hakie daar agter en die y met die hakie daar agter, dan gaan jy by hierdie uitdrukking hierbo uitkom. So ja, dit is baie belangrik dit te doen, want vir een of ander rede doen julle dit nie en dan skryf julle letterlik 2x minus y hakies daarvoor. Maar dit is nie so nie, want elkeen het net 1. Verstaan jy, die P het net 1 van die hakies en die Q het net 1 van die hakies. Volgende voorbeeld. En ek dink dalk die moeilikste een van die voorbeelde. So, hier het ek getalle bygesit, letterlik net, nie om jou die mekaar te maak nie, maar basies net om jou die mekaar te maak. Want in jou toetse gaan jy getalle bykry,
en dan moet jy die getalle in hulle faktore kan indeel. So, eerste stapie is sit die eerste twee terme en die laaste twee terme in groepe. Kyk baie mooi na hierdie minus hierso. Sien jy die minus 10ci het 'n minus voor hom. Dis baie belangrik dat hy by die minus, dat hy by die 10 bly. Dis jou eerste ding waarna jy kyk. Jou tekens van jou terme kan nie verander nie, behalwe as jy dit verander. So, tussen die twee hakies kom daar 'n plus. En die minus van die 10 gaan staan net daar by die minus van die 10 binnekant my hakie. Nou, van hier af kan ek die volgende doen. Ek kan sien dat in my eerste hakie, tussen die 6 en die 15, so vra jouself, wat gaan in 16 in? Wat gaan in 6 in en wat gaan in 15 in? 2 gaan in 6 in, dis waar, 2 gaan 3 keer in 6 in, maar 2 kan nie in 15 ingaan nie, want dis 'n onewe getal daai. 3 gaan in 6 in, en 3 gaan ook in 15 in. So, jy haal dit uit en die x'e, so jy gaan 3x uithaal, want kyk, die x'e is gemeenskaplik. Dieselfde met die laaste hakie. 4 kan nie byvoorbeeld uit 10 uitgaan nie, hy kan uit 4 uitgaan, so ek moet bietjie kleiner gaan en vir myself sê, okay, 2. 2 gaan in 4 en in 10 in, en die y kan uitgehaal word. So my volgende stap gaan soos dit lyk. 3x 2b, want 6 minus 3 is 2. Ek het die x uitgehaal, so dit bly net 2b. Die minus 5c kom van 15 gedeel deur 3 en dan haal ek die x ook uit. En daai minus 10 deel met 2, dan word hy minus 5. Haal die y uit, so dis minus 5c. En 4b y deel met 2, vat die y weg, kry 2b op die einde. Nou moet jy sien, en jy moenie uitfliek as dit gebeur nie, 2b minus 5c, dis wat my eerste hakie is. En ek het vir jou gesê om te groepeer, moet die hakies dieselfde wees. Maar julle dink dadelik, net omdat hulle nie in die regte orde is nie, is hulle skielik nie dieselfde nie. Kom ons vergelyk die twee. Is hier so 'n positiewe 2b. Ek weet nie wat aangaan met my tong vandag nie. Ek val oor elke liewe, julle het nou al agtergekom. Selfs van daar aan die begin af het ek begin foute maak. Ek weet nie hoekom nie, maar okay. In my eerste hakie het ek 'n positiewe 2b. Nou as niks voor die 2 staan nie, is soms eintlik 'n positief. In my tweede hakie het ek wragtig 'n positiewe 2b. Alhoewel hy net agter staan en hierheen voor staan. Dit maak nie saak nie. In die eerste hakie het ek 'n minus 5c en in my tweede hakie het ek 'n minus 5c, alhoewel hy voor staan en hy hier agter staan, dit maak nie saak nie, solank ek dieselfde terme daar het. Dit beteken ek kan my streepies en my sirkeltjies gaan trek. Die minus 5c plus 2b staan voor. Ek hou daarvan as die minusgetalle agter staan. Dit lyk net vir my mooier. So ek gaan hom skryf as 2b minus 5c en die sirkeltjies skryf ek in hulle eie hakie 3x plus 2y. Ja, dit was die moeilikste voorbeeld, letterlik. So ek hoop julle het die video geniet. Ek hoop julle ten minste die voorbeelde verstaan. As daar nog dinge is wat julle wil hê ek moet doen, asseblief laat weet my. Maar tot dan toe sien ek julle weer in die toekoms.